Aan die einde van ons program lees ons 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Handelinge 10, hoofstuk 34. Petrus se toespraak by Kornelius. Toe het Petrus in die woord gekom en gesê: "Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar uit enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea na die begin na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en Jerusalem gedoen het. Hy het hom doodgemaak deur hom in 'n kruis te hang. Maar God het hom op die 3de dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar net aan ons, vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het, hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor die lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Mense wat nie Jode is nie, ontvang die Heilige Gees. Handelinge 10 vers 44. Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is ook op mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan ons verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Toe het hy hulle beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop word. Daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae by hulle oor te bly. Hierdie gedeelte is dan die toespraak van Petrus by Kornelius en dan ook die doop met die Heilige Gees van mense wat nie Jode was nie. En ook daarna dan dat hulle gedoop is met die naam van Christus. Aangrypende geskiedenis daar aan die begin van die kerk. 'n deel wat ons eintlik nie na behore kan begryp as gelowiges wat tans onder die volheid leef van al die genadegawes wat klaar aan ons gegee, geopenbaar en met ons is nie. Wat die voorreg het om die woord te ken en te kan lees. Die meeste van ons, baie van ons, hoor dit van vroeg af. Ons weet een ding, dat het nie genoeg is dat ons gehoor het, dat ons tevrede is nie, maar dat die Here ons duidelik opdrag gee, dat ons hierdie woord wat ons so gehoor het, ook moet verder uitdra, oor die lengte en breedte van die land en van die wêreld. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.